Goeienaand, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil net vanaand weer vir U dankie sê dat ons hier by mekaar kan kom in U naam. En ons wil U weer welkom heet. Want Here, U beloof vir ons in U woord, waar 2 of meer in my naam by mekaar is, daar is ek ook. Here, sonder U kan ons in elk geval niks doen nie. Dankie vir U inwonende Heilige Gees. Dankie Here, dat ons vanaand in U hande kan gee. En dankie Heilige Gees dat ek vir U kan vra om vanaand die prediker te wees. Neem my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan U wil. Ek vra in Jesus naam. Amen. Nou soos Wouter gesê het, ons praat vanaand oor om die stem van die Here te hoor. Nou, jy weet, baie mense sal vir jou sê, ek het nog nooit in my lewe die Here se stem gehoor nie. En ek wil vanaand sê dat jy hom dalk al gehoor het, maar nie geweet het dit is sy stem nie. Want ons verwag mos nie dat die Here met ons gaan praat. Wie's ons dan nou dat die Here met ons sal wil praat? Is dit nie soos ons baie keer dink nie? Maar ons het mos nou so ver 'n bietjie gekyk na God se doel met ons hier op aarde. So as ons nou verstaan dat ons as volgelinge van Jesus Christus sy voorbeeld moet navolg, hy is ons rolmodel, want ons is sy volgelinge, ons is sy disippels, dan kan ons ook weer wat betref die stem van die Here hoor, dat Jesus ook gereeld gegaan het om die stem van die Vader te hoor. En weet jy hoekom? Omdat Jesus geweet het wat hy hier op aarde maak. Hy het geweet dat hy hier is met 'n bepaalde doel. En om daardie doel te kan verwesenlik, was dit vir hom nodig om sy Vader se stem te hoor. Hy sê byvoorbeeld daar in Johannes 5 vers 19, die tweede deel vir ons, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. En daarom het ons ook soveel keer in die Bybel dat ons lees dat Jesus eenkant gegaan het om te gaan bid. Eenkant gegaan het om te hoor wat die Vader sê. Voordat hy sy disippels gekies het, het hy eenkant gegaan. Nadat hy die brode en die visse vermeerder het, het hy eenkant gegaan. So is daar talle plekke wat Jesus almal net daar gelos het en eenkant gegaan het om met sy Vader te kommunikeer. En dis wat die Here vir ons ook wil sê. Hy wil sê, jy is mos ook 'n gestuurde. So as jy 'n gestuurde van my is, dan is dit mos ook nodig dat jy my stem hoor, dat jy my opdragte hoor. Ons is sy gestuurdes. Ek dink teen die tyd het ons daarom dit nou al gesnap, nee. Dat die Here 'n plan met elkeen van ons, nie net met 'n paar mense nie. Nou daar is weerstand by sommige mense, dat die dae van toe God met mense individueel buite die Bybel gepraat het, is verby. Weet jy, ek wil die voorbeeld noem van 'n teoloog van Amerika. Sy naam is Jack Deere, 'n briljante man. En hy het werklik vasgeglo dat die tyd wat God met mense buite die Bybel gepraat het verby is. En dit is wat hy ook geleer het. En toe verras die Here hom. Toe praat die Here met hom. En toe skryf hy 'n boek, Surprised by the Voice of God. Dit is nogal 'n wonderlike boek om te lees. Dit wys jou net hoe die praktyk op die ou einde 'n mense vooropgestelde idees kan verander. En nou terwyl ek so van vooropgestelde idees praat, as 'n mens nou regtig dink die Here gaan nie met my praat nie, dan gaan jy nie verwag dat hy met jou moet praat nie. En dan gaan jy dit mis. So kom ons sê, goed, ek gaan aanvaar dat daar 'n sterk moontlikheid is dat die Here met my ook wil praat. So onbelangrik soos wat ek is, maar die Here wil met my ook praat. En dan dink ek gaan ons hom waarskynlik hoor. Want omdat ek gesê het, baie keer, dan hoor ons hom dalk dat ons nie weet is hy nie. Nou sê mense ook, ja, maar hoe gaan ek weet dis die Here? Geef vir hom 'n geleentheid. As ek die eerste keer 'n telefoonoproep maak na u toe, en ek sê, hallo, gaan jy weet wie ek is?
Dis baie onwaarskynlik. Maar as ons gereeld met mekaar praat, dan gaan jy onmiddellik weet wie dit is wat praat. En so is dit mos maar met ons in die Here ook. Ons is in 'n verhouding met die Here. Kom ons kyk na so 'n paar voorbeelde uit die Bybel, net om 'n idee te kry van hoekom het die Here met mense gepraat in die Bybelse tyd. In die Ou Testament kry ons verskeie plekke. In die eerste instansie daar in Genesis 6, hoor ons dat God met Noag gepraat het. Net so eentjie verder in Genesis 12, praat God met Abraham. Moses in Exodus 3, Joshua in Joshua 1, en dan kry ons telke male die profete, waar God met die profete gepraat het. En elke keer het God 'n rede gehad. Hy wou iets kommunikeer. En as ons sê gebed is kommunikasie met God, dan weet ons, kommunikasie is twee-rigting verkeer. Dis twee mense wat met mekaar praat. Dis ware kommunikasie. Wat nou hier aangaan, wat ek nou staan en praat en julle sit en luister, is nie regtig kommunikasie nie. Dis 'n preek. Maar die Here wil met ons kommunikeer. Hy wil met ons sy hart deel. En dit is wat hy daar in die Bybel gedoen het. Dan het ons die Nuwe Testament. In die evangelies is dit Jesus wat die stem van God is. Ons lees dat Jesus God sigbaar gemaak het vir die mensdom. So alles wat God wou sê, het hy deur Christus gesê. En daar het ons ook verskeie voorbeelde. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 5 vers 30, wat Jesus sê, uit my eie kan ek niks doen nie. Ek oordeel soos ek het van die Vader hoor. En in Johannes 14 vers 10 sê hy, die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie uit nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. So Jesus was baie bewus daarvan, dat hy in kommunikasie met die Vader moes wees. En dan van die boek Handelinge af, tot vandag toe, is dit die Heilige Gees, wat die stem van God is. En dit is die Heilige Gees, wat in ons woon, wat God se kommunikasiemiddel is. Daar is soveel voorbeelde, wat ons in die boek Handelinge byvoorbeeld kry van die Heilige Gees, wat met die apostels gepraat het, of gekommunikeer het. Filippus in Handelinge 8, toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daai wa. Opdrag. Petrus, daar in Handelinge 11, die Gees het vir my gesê, dat ek nie moet aarsel om saam met hulle te gaan nie. Dis toe hy daardie visioen gehad het van die laken met die onrein diere, en gehoor het dat die mense van Cornelius buite is en vir hom wag. Dis toe wat die Gees vir hom dit gesê het. En dan Paulus, ons kry dit telke male, maar een van die voorbeelde is Handelinge 16. Hulle daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. En dan as ons 'n entjie verder in daai selfde stuk lees, dan sê ons dat Paulus daardie nag 'n gesig gehad het van 'n man van Macedonië wat gesê het, kom oor en help ons. Nou wat verstaan ons hierso? Met Filippus wou God gehad het, die evangelie moet in Afrika aangaan. Daarom wou God Filippus, en nou moet u weet, Filippus het nie rondgestaan en niks gedoen nie. Daar was hy herlewing in Samaria, terwyl Filippus daar was. Baie mense het tot bekering gekom, ons lees dit daarso. Maar God het 'n belangriker doel gehad met Filippus, en toe stuur hy hom op die Gaza-pad, om die Ethiopiese kamerling daar te ontmoet. Want God het 'n plan gehad. God wou gehad het, die evangelie moet in Afrika in. Met Petrus. God wou gehad het, Petrus, hierdie stoere Jood, moes besef dat God die evangelie nie net vir die Jode bedoel het nie, maar ook vir die heidene. Kan ek jy nou voorstel as Petrus nie geluister het nie? En dan Paulus. Die Heilige Gees het hulle verhoed om in Asië in te gaan. Maar net daarna roep 'n man uit Macedonië hulle. God wou gehad het, die evangelie moet eers in Europa ingaan,
voor dit in Asië ingaan. Kan jy sien, vandag nog het God 'n plan. En hy wil ons gebruik om daai plan uit te voer. En as ek 'n plan het en ek wil jou gebruik, dan moet ek mos met jou kommunikeer. Ek moet mos vir jou sê wat my plan is. En ons kan maar seker wees dat ons God se stem sal hoor. Want Jesus sê vir ons, daar in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, en hulle ken my stem, en hulle volg my. So, ons kan maar weet. En dan daai wonderlike Openbaring boodskap, wat Johannes, ons lees daar in Openbaring 1 vers 10, op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem gehoor. En toe die wonderlike Openbaring boodskap gehoor. Dit het God aan Johannes geopenbaar. Terwyl ek nou so van Openbaring praat, weet jy, vir baie jare was ek 'n bietjie ligtig vir Openbaring. Ek het so half weggeskram van Openbaring. Ek het so half gemaak as die Bybel ophou daar by Judas. En toe eendag, toe besef ek, is eintlik iemand wat vir my daarvan bewus gemaak het. Ons as Christene moet baie die boek Openbaring lees. Want weet u, soos 'n vriend eendag gesê het, as dinge moeilik raak hier op aarde, dan kan ons sê, Toma, ek het die laaste bladsy van die boek gelees, ek weet wat uiteindelik gaan gebeur. En as ons die boek Openbaring lees, dan weet ons wie gaan wen, as ek dit so kan stel. En dit gee vir ons baie keer moed wanneer dinge moeilik is. So kom ons lees die boek Openbaring, en ons verheerlik ons in die oorwinning van Jesus Christus oor al sy vyande, en ons saam met hom, as oorwinnaars. Nou, omdat die Heilige Gees altyd teenwoordig is, kan hy enige tyd met ons praat. Hy kan op enige manier met ons praat, en hy wil op enige manier met ons praat. Wat weet jy, ons begeerte om God se stem te hoor, kom eintlik oorspronklik van God af. Want God, soos hy daar in die tuin van Eden voor die sondeval, met Adam en Eva gewandel het, so wil hy met ons wandel. Hy wil met ons sy hart deel. Hy wil met ons sy planne deel. Hy het opdragte wat hy vir ons wil gee. En dan daai pragtige skrif, Johannes 15 vers 15, waar Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, ek noem julle vriende, want 'n dienskneg weet nie wat sy baas doen nie, maar ek het vir julle alles vertel wat my Vader vir my vertel het. So Jesus wil hê ons moet alles weet. 1 Korintiërs 6 vers 19, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. Ons is baie keer so, ek weet ek het vir jare, het ek regtig nie mooi geweet wat die funksie van die Heilige Gees is nie. Om die eerlike waarheid te sê, ek het nie regtig veel meer van die Heilige Gees geweet, as dat ons in die geloofsbelydenis die naam van die Heilige Gees noem. En ek besef ek het ontsaglik baie gemis. Want weet u, as die Heilige Gees nie belangrik was nie, dan het Jesus mos nie beloftes gemaak en gesê, die geskenk wat die Vader beloof het, dit sal julle kry nie. Voordat Jesus terug is hemel, het hy so 'n paar keer baie duidelik gesê, moenie weggaan uit Jerusalem uit nie, wag totdat julle die Heilige Gees ontvang het. Hy het geweet ons het die Heilige Gees nodig. En dis nie verniet dat die Heilige Gees ons helper genoem word nie. Dis nie verniet dat die Heilige Gees ons raadsman genoem word nie. Ons gids en al daai dinge genoem word nie. Ons het regtig hom nodig. Nou daar's baie verskillende maniere waarop God met ons kan en wil kommunikeer. Die mees ooglopende manier is seker 'n hoorbare stem. Maar selfs in die woord kom ons nie baie keer daarmee te doen nie. Ek dink, God praat nou nog in hoorbare stemme met 'n mens, maar dit gebeur nie so baie nie. Ek het in die 24 jaar wat ek met die Here die pad stap, nog net een keer die Here se stem so duidelik gehoor dat ek omgekyk het. Maar 'n mens hoor die Here se stem baie keer binne in jou.
Nou kom ons kyk net waar daar die hoorbare stem in die Bybel sprake van is. Eksodus 3 vers 4, Moses daar by die brandende doringbos, het die Here hom geroep op sy naam. En hy het vir hom gesê, Moses, Moses. En weet jy wat so interessant is? Oombliklik het Moses geweet wie praat nou. Want hy sê, ja Here, hier is ek. Dit sê vir ons dat God se stem, watter manier hy ook al met ons praat, homself aan ons openbaar, is so duidelik dat ons dit nie kan mis nie. Dieselfde gebeur eintlik net 'n bietjie verder, met Paulus daar by Damaskuspad. Onmiddellik het hy geweet wie praat. En hy het gesê, ja Here. Kan jy sien? God se stem maak iets in ons gees wakker, wat net God se stem kan doen. Dan gebruik die Here ook baie visioene. En daar's talle voorbeelde in die Bybel. Ek wil net so 'n paar noem. En weet jy, ek noem dit vir u, omdat dit vandag nog gebeur. Maar verwag ons dit? Verwag ons dat die Here met ons gaan kommunikeer van sy kant af? Verwag ons dat visioene in drome en die stem van God deel van ons gebede kan wees? Paulus het 'n droom gehad, ons het nou daarna verwys, die man van Macedonië wat gesê het, kom oor en help ons. God gebruik vandag nog baie drome om met mense te praat. En ek dink u het al agtergekom dat daar drome en drome is. Ek het in my lewe agtergekom dat as ek die volgende dag 'n droom kan onthou, dan moet ek maar 'n bietjie aandag gee aan daai droom. Want dan is dit nie sommer net so 'n droom nie. Want dan is dit 10 teen 1 die Here wat met my wil praat. Ek het 'n baie goeie vriendin en sy's 'n vreeslike besige mens. En die Here praat baie keer met haar deur drome. En ons spot haar baie keer daaroor en sê ons is al wanneer die Here jou lank genoeg stil gaan kry om met jou te praat. En dit is regtig so. Maar die Here praat mooi met haar deur drome. En 'n droom is 'n ding wat in die nag gebeur wanneer jy slaap, maar dan is daar ook visioene. Dit is wanneer jy 'n prentjie sien terwyl jy wakker is. En dan is daar wat met Petrus gebeure daar wat ons nou van gepraat het, daar in Handelinge 10 vers 10. Die Bybel noem dit geesvervoering, in Engels trance visions. Dit is wanneer dit 'n baie duidelike beeld is. Soos daai uitgebreide beeld wat Petrus gesien het van hierdie laken met die onrein diere wat afgesak het en die Here wat vir hom gesê het, neem en eet Petrus en hy wou dit nie doen nie. Toe sê die Here vir hom, moenie jy onrein verklaar wat ek rein verklaar het nie. En so kan ons aangaan. Dan engele. God gebruik engele. So het God byvoorbeeld 'n engel na Filippus toe gestuur, soos ek net nou gesê het, om hom daar na die Gaza pad toe te stuur. Maar God gebruik vandag nog engele. Die Bybel sê, die engele is diensknegte van God. Ek weet nie of u kan onthou, daai tyd met die 1994 verkiesing, was daar in die koerante, ek weet nie of dit hier was nie, maar daar in die Transvaal was dit baie in die koerante, van die polisiekolonel van Nelspruit, aan wie 'n engel verskyn het in die nag, en vir hom gesê het, hy moet Suid-Afrika aan die bid kry. Nou ek het die voorreg gehad om deel te gewees het van 'n span, wat 'n dokumentêre program gemaak het, vir wêreldwye verspreiding, oor die vreedsame verkiesing in 1994, want die hele wêreld het mos gedink, Suid-Afrika gaan in vlamme opgaan, en toe staan die mense in rye en stem. En toe het ek die voorreg gehad om met hierdie polisiekolonel 'n onderhoud te voer. En weet julle, as julle hom nou sien, sal julle weet, voordat hy nou nog vertel wat gebeur het, gaan jy weet, hierdie ou het hom dit nie verbeel nie. As jy nou 'n boerseun wil sien, dan is dit nou hierdie man. Daar's niks snaaks aan hom nie. Maar as hy daaroor begin praat, dan weet jy, dit is werklik 'n engel van die Here wat aan hom verskyn het. En hy sê hy was besig die nag om te bid. Nou as 'n polisiekolonel weet 'n mens baie meer as wat die gewone ou in die straat weet. En hy sê hy was bewus van al die onderstromings en van al die dinge wat in die land kan gebeur.
En hy sê, hy het gebid en hy het vir die Here gesê, Here, wat moet ons in hierdie land doen, dat hier nie 'n bloedbad kom nie. En terwyl hy dit gebid het, het 'n helder lig in sy kamer gekom. En dit was so helder lig, dat hy sy oë oopgemaak het. En toe staan daar 'n figuur voor sy bed. En hy sê, hy het so geskrik, dat hy nie geweet het wat om te sê nie. En die volgende oomblik, toe bely hy nou sommer al sy sonde, en so aan, en hy sê, Here, red ons. En die engel sê vir hom, kry hy sê snaaks genoeg, hy is Afrikaner, maar hy het in Engels gebid. En hy sê, die engel sê vir hom, get South Africa on its knees. En hy praat toe verder met die engel, en hy sê, maar hy weet nie hoe nie. Hy weet nie hoe om dit te doen nie. En hy sê, teen daai tyd het hy soos 'n babietjie gehuil, en hy sê toe vir die engel, maar en kyk hoe huil ek nou, hoe gaan ek nou vertel vir mense wat hier gebeur het, sonder om op te huil. Toe sê die engel vir hom, wat maak 'n paar trane teen riviere van bloed? En toe sê, okay, ek sal dit doen. Maar dan moet die Here my help, want ek weet nie hoe nie. En toe die Here op 'n bonatuurlike wyse 'n Christen, 'n koerantman oor sy pad gestuur. En op die manier is die boodskap versprei. En duisende Suid-Afrikaners het oor die hele land bymekaar gekom in stadions om te bid. En die Here het gekeer. En weet jy, ek wil net vir u sê, ons was so na aan 'n burgeroorlog. Ons was so na aan 'n bloedbad in hierdie land, dat ons nie eers 'n idee het hoe naby ons daaraan was nie. Dit was vir my een van die grootste voorregte van my lewe, om aan daai program deel te neem, want ons het onderhoude gevoer met die hele spektrum van die mense wat betrokke was. En ons het net elke ene, of hy nou 'n gelowige was, en of hy 'n politikus was, en of hy wie was, elke een het net op 'n punt gekom, en dan bly hulle so stil, en dan sê hulle, die wat nie die Here ken nie, sal sê, and then something extraordinary happened. Maar die wat die Here ken, of hulle hom nou goed ken, en of hulle hom net 'n bietjie ken, sal vir jou sê, iets soos, and then God stepped in. En dit is werklik wat hier in hierdie land gebeur het. Nou, dit is God se plan. En God soek iemand om sy plan mee te deel. En dis wat hy met daai polisiekolonel gedoen het. Ek het nou gesê engele, en drome, en so aan. Maar dan is daar, wat ek nie mooi weet hoe om te beskryf nie, maar dit is so 'n binneprentjie. Dis nie 'n vreeslike groot gesig wat jy sien, of so nie, maar dis asof die Heilige Gees sommer hier so binne in jou hart, vir jou 'n prentjie wys. En dan wil hy op daardie manier iets aan jou kommunikeer. En ek dink dit is min of meer die mees algemene manier waarop die Here met ons kommunikeer. Partykeer is daai prentjie 'n bietjie vreemd vir 'n mens. Ek onthou een aand het ek in 'n diens gesit, en die Here wys vir my 'n prentjie van 'n tregter wat op sy sy lê. En hier, maar 'n groot tregter, en hier by die bek van die tregter is 'n klomp mense in helder klere, en hulle maal en hulle woel, en hulle is besig daarso, hier by die bek van die tregter. En daar by die tuit van die tregter kom net so hier en daar enetjie uit, en hulle het wit klere aan. En ek sê vir die Here, Here, in hierdie tregter nou? En hy sê vir my, dit is soos wat my kerk ongelukkig is. Hier is klomp beweging hierso, maar daar, waar dit die engte is, daar's min. Bid, laat baie meer van hierdie daar gaan uitkom. Jy sien, die Here wil hê ons moet iets doen, en meeste van die tyd wil hy hê ons moet bid. Soos wat hy vir daai polisiekolonel gesê het, ek wil hê julle moet bid.
So sê hy vandag nog vir ons, as hy vir ons so iets wys. Ek wil hê julle moet bid. Hy wys vir ons iets wat ons kan verstaan, om sy plan, sy doel met ons te deel. Nou, ek het gesê, daar gebeur so nou en dan dat die Here met 'n mens in 'n hoorbare stem praat, maar dan is daar daai stil stem hier in jou binneste. Kan julle onthou daar waar Elia op die berg was? Daar was 'n donderstorm, daar was 'n aardbewing, daar was 'n brand, en al hierdie goed, en nie een van daai dinge was die Here nie. En toe was daar 'n sagte windjie, en dit is die Here. Sien, ons is baie keer geneig om te wil dink, die Here moet ons hier aan die skouer vat en sê, luister hierso, ek wil nou met jou praat, luister. Dis nie hoe die Here werk nie. Hy kom saggies na ons toe, want hy wil ons nie forceer nie. Dis vir my so wonderlik van die Here. Hy's regtig 'n gentleman. Hy dwing nie sy wil op ons af nie, ooit nie. Hy nooi ons uit op so 'n manier, dat dit vir ons onweerstaanbaar is. Dit is die Here wat ons dien. Hy nooi ons uit. Hy vat ons nie aan die nek en hy skud ons. Nou hierdie stil stemmetjie hier in ons binneste. Dit is baie keer so lig en so sag. En so gewoon, dat 'n mens dink, ag, is seker nou maar my verbeelding. Waar kom ek nou hier aan? Maar dis op daai oomblik, wanneer jy dink, waar kom ek nou hier aan? As jy 'n verwagting het, laat dit dalk die Here kan wees. Stop nie daar en sê, Here, is dit iemand met my wil praat? Nou, as ek vir jou iets sê, en jy verstaan nie mooi wat ek sê nie, wat sê jy? Jy sê weer? Verduidelik vir my. Maar as ons dink dit is die Here se stem wat ons hoor, dan is ons so verboureerd dat ons nie daaraan dink om te sê, asseblief Here, help my laat ek beter hoor nie, ek beter verstaan nie. En dis wat die Here eintlik wil hê, want hy's lief vir ons. Ons het baie keer so 'n kwaai pa gedagte oor die Here, en dit is nie wat hy is. Hy's 'n liefdevolle Vader, en hy's vir elke een van ons individueel lief, ten spyte van ons foute, want hy weet mos wat ons foute is. So wat nie vir hom weg te steek nie, kan in elk geval dit nie vir hom wegsteek nie. Nou, hierdie binneste stemmetjie het gewoonlik 'n besondere reaksie by 'n mens. Op een of ander manier, as die Here so met jou praat, reageer jy amper in dieselfde sin as wat Paulus en Petrus en Filippus en daai mense en Moses en so aan gereageer het. Jy weet dis die Here. As jy eers gewoond raak dat hy met jou wil praat, dan weet jy dis hy. Maar die Here praat ook baie dikwels met ons deur sy woord. Baie dikwels. En ek vind in my eie lewe dat die Here, ek wil amper sê, die meeste van die tyd met my deur 'n skrifgedeelte praat. Ek wil vir julle vertel, toe ek nou die eerste keer uitgenooi is om op 'n sendingreis te gaan, donkie jare terug, toe was ek nou nog maar 'n jong Christen, en ek moes baie seker maak dat dit nou nie my begeerte is nie, maar die Here se begeerte. Om meer as een rede moes ek baie seker wees. En ek bid toe ernstig daaroor. Ek sê, Here, nou moet U vir my asseblief so duidelik antwoord, dat ek nie kan twyfel nie. En weet jy wat? Net so, kom Johannes 15 vers 16 in my kop. In die Engelse Bybel lees ek. You did not call me, but I called you to go out and bear fruit that'll last. Vir my was dit soos dit was voor die dae van e-pos en internet en SMS'e, maar dit was vir my soos 'n faks uit die hemel uit. Ek het net gedoog, wow, dis 'n antwoord. En weet jy, ek het nog nooit weer daaroor getwyfel. Jy het my nie geroep nie, ek het jou geroep. Gaan dra vrug wat sal hou. Dit was vir my 'n fantastiese antwoord.
Die Here praat regtig op verskillende maniere met ons. En dis nie altyd opdragte nie, maar ek wil nog net van een opdrag vertel. Hier in 1995 se begin het ons almal op televisie gekyk na hierdie burgeroorlog in Bosnië en die arme mense wat so verwiller is in so aan en gelees van al die ewels wat daar gebeur. In een aand sit ek in televisie nuus kyk in my huis en hier is 'n beeld van 'n groepie vrouens en kinders wat so onder 'n kolletjie bome sit en hulle lyk so van God 'n mens verlate. Dat ek sê, Here, daai mense lyk regtig van God 'n mens verlate. In die volgende oomblik besef ek, maar hulle is, dit is wat hulle beleef, want hulle is moslems en hulle ken nie 'n liefdevolle God nie, hulle ken 'n God wat straf. En daai mense moet dink, wat het ons gesondig laat ons so gestraf word? En hulle was regtig van God 'n mens verlate in hulle gedagtes. En ek begin sommer daar bid vir hulle. En weet jy, so duidelik in my gees hoor ek die Here vir my sê, dis tyd dat jy meer doen as bid. Ek sê, Here, meer doen as bid is gaan. En ek beleef die Here sê, ja, julle moet gaan. En ek en 'n vriendin van my het altyd saam evangelisasiewerk gedoen. En ek sê vir die Here, ja, maar ek gaan nie verdien nie, sê nie, jy moet vir haar sê. Jy sê mos nie van ander ou, kom ons daar waar hulle mekaar doodskiet, gaan ons so toe nie. As die Here vir jou sê, is dit een ding, maar om vir mekaar dit te sê, dit is 'n ander storie. Nou bly ek stil daaroor, maar ek bid. So 'n dag of wat later, die oggend toe ons by mekaar kom om te bid, sê die lief vir my, Korretjie, wat sê die Here vir jou van Bosnië? En ek het sommer begin lag. Ek het sommer begin lag. Ek sê, nee, wat sê die Here vir jou? Sy sê, nee, ek het vannag gedroom. Ons sit en praat en ons sê, wat maak ons hier dat ons nog nie daar is nie? En toe besef ons nou, die Here is nou ernstig, want hy het nou met ons onafhanklik van mekaar gepraat. En toe begin ons navraag doen. Ons het gedink, ons is min of meer nou die laaste sendelinge in die wêreld wat nou ewe skielik wakker geword het vir die nood in Bosnië en nou ook wil gaan. En ons dog die hele wêreld se sendelinge en sendingorganisasies is betrokke en ons doen navraag oral waar ons kan oor die wêreld. En ons kan met geen sendingorganisasie wat betrokke is in Bosnië kontak maak nie. Maar ons weet die Here sê ons moet gaan. En om 'n lang storie kort te maak, op die ou einde het ons toe nou geweet, nou moet ons gaan. Maar ons het 'n hele paar maande gesukkel om te gaan, maar nou die Here se tydsberekening is goed. En ons twee en 'n jong man van die Kaap, wat ook gevoel het die Here stuur hom Bosnië toe, en toe gehoor het van hierdie twee vrouens wat wil gaan en so aan. En ons is hier weg, op pad België toe, met 'n klompie geldjies wat die Here vir ons gegee het. Nou gaan ons 'n karretjie in België koop. Nou die van julle wat Europa ken, weet dat jy 'n tweedehandse kar daar vir amper niks kan koop nie, maar die eerste jaar wanneer jy hom deur die toets moet sit, dan word hy 10-1 afgekeur en dan druk hulle hom in 'n boksie. En ons het toe nou so goedkoop karretjie in die hande gekry, en nou is ons drie hier deur Europa op pad Bosnië toe. Al kontakpersoon wat ons daar het, is 'n meisietjie van Vanderbijlpark wat vir OM, Operasie Mobilisasie in Kroasie werk. Ons het haar naam, ons het 'n foto van haar en 'n adres. Nou haar ouers sê vir ons sy werk in Zagreb, wat die hoofstad van Kroasie is. Nou Kroasie is nou soos Zimbabwe as jy nou van Suid-Afrika toe kom. En ons gaan soontoe. Nou, dis 'n lang storie oor hoe ons regtig op wonderbaarlike wyse oor die grense in goed gekom het. Ons het byvoorbeeld nie geld gehad om in hotelle of gastehuise of iets te bly nie. Toe het ons gekamp op pad. Nou, om in Oktober in Europa te wil kamp is lawwigheid. Maar nou, mens doen lawwigheid. En ons het een dag amper verklein. Maar nou, dit dag gelaat, ons het nou uiteindelik in Zagreb aangekom. Nou, vra ons, waar is hierdie adres? Maar nou is jou woordeskat amper niks. Nou, sê die mense vir ons regs en links en regs en so gaan ons aan. Ons is later aan met ons geregs en gelinks uit die stad uit. Toe dog ons wel, dit is dan nou seker 'n dorpie naby aan die stad. En so het ons buitekant die stad gekom, toe vra ons,
dan wys ons hierdie, dan sê hulle raaf nog. Dis die eerste woord wat ek regtig geleer het, dit is reguit aan. En ons het, nou moet ek eintlik daar sê, daar's nie sprake van reguit aan nie, want daar's nie 'n pad wat reguit is nie, almal gaan so deur die berge. En ons het gereguit aan, tot daai middag laat. Toe kom ons in 'n dorp in die Istra Peninsula aan die Adriatiese kus uit. Nou dit is om windhoek te ry as jy eintlik wil Kaap toe gaan. Maar die snaakste van alles is dat ons nie benoud is. Ons sit en sing in die kar. En nou kom ons daar, ons moet nou slaapplek soek vir die nag, en die volgende oggend kry ons hierdie meisie, haar naam is Sharon, kry ons haar in die hande. Sy het toe in die tussentyd al 'n bietjie geleer die taal praat, en nou bel sy het by hulle hoof 'n paar name gekry, nou bel sy, die een is nie daar nie, die ander een is so en so. Uiteindelik kom sy deur na 'n nommer in Mostar, 'n stad in Bosnië. En die vrou wat die foon antwoord sê, prys die Here, dis die eerste keer in 8 dae wat ons foon werk. Die Sharon vra vir haar, kan ons met jou man praat? Nee, sê sy, haar man is op reis in Kroasie. Vra, waar gaan hy, waar is hy? Die volgende dag is hy in die stad Rijeka, wat omtrent 50 km is van waar ons heen verdwaal het. Is God nie wonderlik nie? Die volgende dag, sy gee vir ons die telefoonnommer, ons bel, ons sê as hy daar kom, moet hy asseblief vir ons wag. Ons gaan soontoe, daar's 'n tolk wat met ons kan kom, wat vir ons kan help om te kommunikeer. Die dag daarna ry ons agter hierdie man, sy naam is Nikola, in Bosnië in. 2 weke nadat die laaste veldslae plaasgevind het. Kan jy sien hoe werk God se tydsberekening? Ons kom daar in Mostar, 'n stikkend geskiete stad. En 'n paar dae later, toe vat Nikola ons oor 'n berg, oor 'n tydelike pad. Dis 'n nagmerrie rit in die sneeu, in 'n grondpad, op die kontoure van die berg, in Sarajevo in. Letterlik 'n week nadat die stad, die belering van die stad beëindig is. Toe is ons nie die laaste sendelinge wat aangaan. Toe het ons behalwe een Amerikaner, was ons die eerste sendelinge wat aangegaan het. Maar sê nou maar, ek het daai dag, daar by die televisienuus, gedink, ag nee, die Here sal ons nou nooit vir my Bosnië toe stuur nie, wat wil hy nou met 'n simpel vrou in Bosnië gaan maak? Ons het 4 jaar daar gewerk. Dit was 'n voorreg. Dit was 'n les. En dit het my lewe permanent verander. En dit het die Here moontlik gemaak, omdat 'n stil stem in my binneste vir my gesê het, is tyd dat jy meer doen as bid. Jy weet, partykeer het 'n mens al in jou lewe die stem van die Here gehoor, en nou hoor jy hom nie meer nie. En dan dink mense, wat het nou verkeerd gegaan? Maar dan moet 'n mens miskien jouself afvra, wat het ek gedoen die laaste keer wat ek die Here se stem gehoor het? Het ek gehoorsaam? Het ek vir hom geluister? Maar dis nie net opdragte wat die Here vir ons gee, deur met ons te praat nie. Die Here wil ook sy karakter aan ons openbaar. Hy wil sy hart aan ons openbaar. Hy wil vir ons vertel wie hy regtig is. Want weet jy, ek dink een van ons grootste probleme is, dat ons nie regtig weet wie die God is wat ons aanbid nie. Ons het 'n vooropgestelde idee. Ons ken hom nie regtig, soos wat hy wil hê ons hom ken nie. Ons is nie regtig in daai intieme liefdesverhouding met hom nie. En dit is hoekom hy ons wil nader trek. Hy wil vir ons proefondervindelik wys wie hy is. En dit is wanneer hy vir ons ook help. Veroorloof my om nog 'n getuienis uit my eie lewe uit. Ek wil hier, wat dit betref, wil ek illustreer met getuienisse uit my eie lewe uit. Hier in die begin van 1986 moes ek 'n baie indringende besluit neem, wat my hele lewe verander het.
dit was net nadat die Here my geroep het om voltyds vir hom te werk. Toe kry ek 'n aanbod by die SAIK, wat as ek sou kon sê wat ek die graagste wou doen op TV, dan sou ek nie dit beter kon uitspel as wat daai aanbod wat na my toe gekom het, gesê het nie. En ek weet dat die Here my geroep het vir voltydse diens. Miskien moet ek net vir u sê hoe die Here my geroep het. Ek het 'n ernstige rugprobleem gehad. En eendag was ek en 'n vriendin, ons het gaan afsonder op 'n plaas. En die môre vertel sy vir my hoe die Here haar oë genees het. En ek sê vir haar, dit pla my nie regtig om 'n bril te dra nie, maar dit sal wonderlik, maar ek sê, as die Here wil hê ek moet vir hom werk, sal dit wonderlik wees as hy my rug regmaak. En sy sê, is jou rug seer? Ek sê, ja, is maar min of meer altyd seer. Maar dit nou daar gelaat, ons gaan aan met die dag, en so aan, die hele dag wonderlike ervarings gehad met die Here saam. En daai aand staan ons in die kombuis in kos maak, en ek staan voor die stoof, en sy doen iets anders, en sy sê vir my, is jou rug nog seer? Ek sê, nee, ek het nog nooit vandag weer aan my rug gedink nie. Sy sê, maar wat is nou eintlik fout met jou rug? Ek sê, man, my rugstring is krom, ek het skoliose van die rugwervelkolom gehad. Ek sê vir haar, hy's krom, en daar waar hy op sy kromste is, draai hy en staan hy uit. En met hierdie hand wys ek, en met hierdie hand vat ek daar. Nou, ek weet nie, as enige een van julle al rugprobleme gehad het, jy weet hoe jou rug voel. En ek voel, en haar staan nie 'n rug uit nie. En ek draai om, ek sê vir haar, jy vir my rug gebid? Sy sê nie, ek het nie vir jou rug gebid nie. En op daai oomblik, weet ek het vir die Here gesê, maar as die Here wil hê, ek moet vir hom werk, sal dit wonderlik wees as hy my rug regmaak. En dan antwoord hy my. En 'n paar maande later kry ek hierdie geweldige aanbod van die TV. En ek weet ek kan nie ja sê nie, want die Here het mos klaar gepraat. Maar op daai stadium moes ek regtig waar mooi dink. En ek gaan sien die man en ek sê vir hom, baie dankie, ek waardeer jou aanbod en al so aan. Maar nee, dankie. Ek kan dit nie aanvaar. Nou die man het glad nie die Here geken nie. Ek het nie eers vir hom gesê dat die Here my geroep het vir voltydse diens nie, want hy sou seker gedink het ek is gek. En daai aand, sê ek vir die Here, Here, nou sal u my tree vir tree moet lei. Want nou is my planne op. Nou het ek my lewe vir u gegee. Daar's nou nie meer goetertjies wat ek kan bydoen nie. Nou is dit u. En u sal vir my tree vir tree moet lei. Weet jy wat gee die Here vir my? Hy gee vir my Jesaja 21, Jesaja 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor, sê, hier is die pad, loop hierheen. Al hierdie jare het ek vasgehou aan hierdie skrif, en het die Here vir my gelei. En as ek nie geweet het nie, dan het ek stil gaan staan en gesê, Here, watter pad? En dan het ek geweet hierdie pad, daai pad. En ek beskou dit as 'n geweldige voorreg. Ek het gesê, die Here wil nog steeds met ons praat, net soos wat hy met Adam en Eva in die tuin gewandel het, wil hy met ons kommunikeer. Die Here wil vir ons help. Hy wil vir ons sê wat sy wil is. Maar weet jy, net soos Adam en Eva, het ons ook die probleem, dat as daar sonde in ons lewens is, dan kry ons ook vir die Here weg. Dan wil ons nie te na aan hom kom nie. En dan maak ons soos die Israeliete daar by die berg Sinaai gemaak het. Dan hulle het vir Moses gesê, hoor jy by die Here, want ons is bang, as hy met ons praat, gaan ons dalk doodgaan. En wat het hulle gekry? Hulle het 'n klomp wette gekry, en 40 jaar in die woestyn. Ek wil vir u vanaand sê, moenie laat ons ooit wegkruip vir die Here nie. Moet nie laat ons wegkruip vir hom, want ons mis so verskriklik baie.
Ons eindig met 'n klomp wette, en reëls en regulasies, wat ons baie keer self vir onsself opstel. En baie keer 40 jaar in die woestyn. Die Here soek vandag nog Mosese, Josias, Calebs, Paulusse, Davids, Petrusse, Esters, Deborahs. En al wat hy eintlik soek is mense wat gewillig is. Mense wat bereid is om te sê, ja Here. En weet jy, die geluk is, hy kry sulke mense. Een van die mooiste getuienisse oor gehoorsame reaksie op die stem van God. Ek weet nie of u al die boekie gelees het oor die herlewing in die Hebridiese eilande nie. Daar noord van Skotland, so in die middel van die vorige eeu. Die Here het 'n groepie mense daar aan die bid gekry, in een van die eilande, in die hoofsentrum van die een eiland. En hy het vir hulle gesê, dat hy iemand gaan stuur, en hy het die man se naam genoem, Duncan Campbell, 'n bekende prediker in Engeland, daai stadium, in die Britse eilande. Die Here het vir hulle gesê, ja, Duncan Campbell gaan hiernatoe kom, en hy gaan die herlewing begin. En hierdie herlewing gaan oor die hele eilandgroep strek. In die tussentyd is Duncan Campbell een van die hoofpredikers in Engeland, en hy is die hoofspreker by 'n nasionale konvensie. En die Saterdag sê die Here vir hom, jy moet na die Hebridiese eilande toe gaan. Hy sê, Here, maar ek moet môre die afsluiting diens doen van hierdie konvensie. Die Here sê, ek wil hê jy moet vandag na die Hebridiese eilande toe gaan. Maar Duncan Campbell het al voor dit vir die Here gesê, Here, gebruik my tot die maksimum waarvoor u my gemaak het. En hy gaan na die organiseerders toe, en hy sê vir hulle, ek is baie jammer. Maar die Here stuur my nou na die Hebridiese eilande toe, ek sal nie môre hier wees nie. En hy het daar opgesaal, en hy het trein, en wat ook al, en op die ou einde boot gehaal, en die volgende middag so skemer, kom die boot waarmee hy is, by die hawetjie van hierdie eiland aan. En toe hy afklim van die boot af, kom 'n man na hom toe aangestap. En hy sê vir hom, is jy Duncan Campbell? Jy sê ja. Hy sê, kom, die mense wag vir jou in die saal. Is dit nie geweldig? Ek weet, is wanneer ons hierdie goed lees, en wanneer ons hierdie goed beleef, en wanneer ons hierdie goed hoor, wat ons agterkom, dat ons, ek wil sê, ons het nie 'n klou van wie die Here is. Ek weet, ek het nie die vaagste benul van hoe groot hierdie God is wat ek nie. Maar ek weet een ding, voordat ek vir hom eendag van aangesig tot aangesig gaan sien, wil ek hê hy moet my gebruik tot die maksimum waarvoor hy my gemaak het. Want dan kan ek met vrymoedigheid na hom toe gaan. Nou baie mense is bang. Hulle sê, hoe weet ek is die Here? Hoe weet ek is nie die duiwel wat met my praat nie? Hoe weet ek is nie my eie verbeelding nie? Daar is veiligheidsmaatreëls. Die Here sal nooit teenstrydig met sy woord praat nie. Hy sal nooit vir jou iets sê wat jy nie kan verifieer met die Bybel nie. Daarvan kan jy 100% seker wees. Daar sal altyd vrede in jou hart wees, nadat die Here vir jou iets gesê het. Ons het die grootste vrede in ons harte gehad, om Bosnië toe te gaan. Almal het gedink, ons het nou heeltemal mal geword. Maar ons het vrede in ons harte gehad. Ons het vrede in ons harte gehad, daai dag toe ons verdwaal het. Want ons het geweet, wie is in beheer. En dan is dit nodig dat ons moet bereid wees om dit wat die Here vir ons sê te toets. Ek het gesê, as jy nie mooi weet wat die Here vir jou nou wil sê nie, vra vir hom om dit op 'n ander manier vir jou duidelik te maak, om dit te bevestig op een of ander manier.
En hy doen dit graag. Hy doen dit graag. Soms gebruik hy ander mense, soms gebruik hy die woord, soms omstandighede wat dit bevestig en so aan. En dan weet ons in die Ou Testament het die profete baie keer hard gepraat met die volk Israel. Maar as die Here vandag met ons deur die Heilige Gees praat, is dit meeste van die tyd opbouend. En soms waarskuwend, maar altyd op so 'n manier dat dit jou nie met vrees vervul nie. En dan nog 'n ding wat so belangrik is, die Here jaag jou nooit aan nie. As daar 'n dringendheid, 'n ampere angstigheid by jou kom om iets te doen, wag net so bietjie. Dis 9 uit die 10 keer nie van die Here nie. Want die duiwel wil graag hê ons moet oorhaastig optree, dat ons 'n fout kan maak. Die Here het baie tyd. Hy het baie tyd om vir jou te leer. Kom ek gee vir u so 'n paar riglyne. Ek dink die belangrikste ding is dat ons moet op 'n punt kom waar ons vir die Here sê, Here, ek wil graag hê u moet met my praat. Ek wil graag hê u moet u planne, u wil, u hart met my deel. Maar weet jy, dan wil ek dit sommer in dieselfde asem sê. Die feit dat jy graag wil hoor dat die Here met jou praat, moet nooit belangriker wees as jou verhouding met die Here nie. Want hierdie kommunikasie kom net uit die verhouding uit. Dit is die verhouding wat belangrik is. Vir ons en vir God. En veral vir God. Dan verwag dat drome en visioene en 'n stem wat in jou binneste met jou praat, 'n prentjie wat jy sien en so aan, deel gaan wees van jou gebedslewe. Verwag dit. En raak gewoon daaraan. Ons is geneig soms, wanneer ons in 'n krisissituasie is, dan wil ons nou 'n antwoord by die Here hê. Né? En nou moet die Here vir ons sê wat ons moet doen. Die Here is nie daar vir ons om rondgestuur te word en aangejaag te word en voorgesê te word nie. Hy wil dit graag doen, maar op sy manier. As die Here dan vir jou iets kommunikeer en jy weet nie wat dit is nie, skryf dit neer. Nou wil ek net hier byvoeg, dat ons het vanaand nie 'n horlosie nie, en dalk praat ek nou te lank, dat ek net gou klaar maak. Partykeer werk die Here ook in 'n gebedsgroep, almal saam. Kan ek julle net van hierdie vertel, 'n groep studente wat op pad was na Rusland vir 'n uitreik. Hulle is daar by die plek waar ek eers gebly het, waar ons opleiding gee vir jong mense, en my werk is om vir hulle te help met gebed en so aan, en die laaste dag wat hulle daar is. Hulle is nou dit was die Vrydag, en die ouers kom hulle haal, en dan Maandag aand vlieg hulle. En daai dag is dit my werk om met hulle te praat oor om die stem van die Here te hoor. Nou julle weet hoe's jong mense, hulle is nie so ordentlik partyslaas soos ons ouer is nie, wat 'n gesig opsit nie. En toe ek nou vir hulle sê, vandag gaan ons praat oor om die stem van die Here te hoor, toe kan ek aan hulle gesigte sien, waar val die tannie vandag uit? Maar ons praat toe nou, en ek demonstreer vir hulle en vertel vir hulle, en ek sê toe nou doen julle dit. En hierdie ene sê dit, en daai ene sê dat, hulle moet nou tydjie maak om te bid, en toe werk dit wonderlik. Die ene het 'n skrif gekry, daai ene het 'n prentjie gekry. Dis die lekkerte van jong mense, hulle is so ontvanklik, hulle is nie hier in hierdie groewe wat al deur die jare ingetrap is nie. En na die tyd hoor ek, maar hier is nou al mense op die stoep, en ek sien van die ouers is al daar, en so aan, en ek kom terug, toe al meer as 'n uur oor die tyd. Ek sê, luister, julle moet nou klaar maak. Julle ouers is hier buitekant, en hulle wag vir julle. Ek sal nooit vergeet nie, die enetjie kyk my so sê, "Maar tannie, ons kan mos nie loop as die Here nog praat nie." En dit was so wonderlik. En so 2 weke of so nadat hulle weg is, kry ek 'n SMS van een van hulle. "Tannie, hierdie bidding werk." En dit was nou vir my so lekker om nou net te wys hoe dit werk. So wil die Here met ons, weet jy,
Ek wil eintlik sê, hou dit eenvoudig. Moenie 'n vreeslike ding daarvan maak nie. Ek gaan nou nog net een storie vertel. Ek het al deur die jare baie keer uitnodigings, nie baie keer nie, maar seker so 3 keer uitnodigings gekry om na Rusland te gaan. En elke keer as ek daaroor bid, dan beleef ek dat die Here sê nie nou nie. En ek het al later aan gedink, dit is seker nou maar nie die Here se wil nie. En toe voor verlede jaar kry ek weer 'n uitnodiging om by 'n Bybelskool daar te gaan les gee en so aan. En ek moet nou ernstig by die Here hoor, wat sê hy nou hierdie keer. En ek is 1 week in die Vrystaat, en die volgende week sou ek in die Oos-Kaap werk, en die naweek gaan ek by 'n vriendin, daarby in die Oos-Vrystaat, en ek sê nogal vir haar, jong, môre moet ek stil word voor die Here, want ek moet 'n antwoord kry oor Rusland. En dis nou die Vrydag wat ek daar aankom, en dis nou die Saterdag wat ek nog gaan stil word, en dan Sondag moet ek verder gaan. En daai aand het ek klaar Bybel gelees en gebid en so aan, en ek sit en ek wil my lig afsit. En ek sit so, ek sê, ag Here, wil U nie maar met my praat oor Rusland, dat ek tot vrede kan kry nie. En net so, kom Esegiel 38 vers 2 in my kop. Ek wonder wat staan in Esegiel 38 vers 2. Vat my Bybel. Mense kan draai jou gesig in die rigting van Gog, die land van Magog. Tog Magog is ons Rusland. En ek gaan klop my vriendin op, ek sê, jy nie 'n verklarende Bybel hierso nie. Ja, sê sy. Soek op. Gog, algemeen aanvaar as Rusland, indien nie Rusland nie, dan die noordwestelike hoek van Afrika, van Asië. Ek sê, dankie Here, ek het my antwoord gekry. Ek gaan Rusland toe. En ek lag so effentjies, ek sê, Here, nou moet U my daar kry, want jy weet, 'n sendeling kan mos nie op sy eie op 'n plek kom nie. So dit is, jy moet baie seker maak dat die Here jou daar wil hê, want anders is daar geen manier wat jy daar gaan kom op jou eie stoom nie. Nou ja, ek is Rusland toe, die Here het voorsien, en dis wonderlik. Terwyl ek nou daarvan praat, julle kan gerus vir my bid, ek vertrek die 31ste Mei, saam met 'n groep, vir 2 weke na Jordanië op 'n gebedsreis, en dan moet ek so 'n bietjie lering opdag gee. Nou, ek wil nou afsluit, ek praat heeltemal te veel vanaand. As jy regtig graag wil die stem van die Here hoor, en jy hoor dit nie, vra net vir die Heilige Gees, of daar nie iets is, wat jy moet bely dalk nie. Is daar nie dalk iemand wat jy moet vergewe nie? Is daar nie dalk 'n grief wat jy moet van ontslaa raak nie? En as jy daarmee klaar is, dan weet jy, nou is daar nie 'n blokkasie nie, want weet jy, dit is daai soort van dingetjies, wat die blokkasies maak in ons lewens. Onthou altyd, jou fokus is op God. Nie om hom te hoor nie, om hom te dien in 'n verhouding, 'n liefdesverhouding. En dit is wat ons moet onthou. Hy het vir ons alles gegee, hy het vir ons die ewige lewe gegee. Hy het ons herstel deur Christus na die verhouding wat hy bedoel het ons van die begin af moet hê. En dit is vanuit hierdie verhouding wat hy met ons sy hart wil deel. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons het so nodig om nader en nader en nader aan U te kom. Ons het so nodig, Here, om U te ken vir wie U regtig is. Om U karakter te leer ken, om U hart te leer ken, om U doel met ons te leer ken. En Here, ons is so dikwels in groewe van gedagtepatrone wat deur die jare gevestig is. Here, wil U nie vir ons help nie? Wil U nie vir ons uithaal uit daai groewe uit nie, sodat U ons regtig kan gebruik, soos wat U graag wil? Ek wil vanaand sê, Here, praat met ons asseblief. Ons is U kinders. Ons het nodig om U stem te hoor. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees inwonend in ons gegee, wat U stem vir ons kan wees. Here, ons loof en prys U. Amen.